Goeiemôre familie, dit is so lekker om vanoggend weer so op hierdie manier saam te kan wees. Ek hoop dit gaan baie goed met jou en baie dankie dat jy vanoggend inskakel. My gebed vanoggend is dat die Heilige Gees vanoggend iets aan jou sal openbaar deur hierdie boodskap wat jou sal stig en jou sal bemoedig. Nou, dit is vir my toevallig die afgelope paar weke om meer as een keer gesprekke te hoor oor hoe die jaar was. Die realiteit is baie mense begin nou of hulle is al op vakansie of hulle beplan op vakansie te gaan. Ander maak hierdie week klaar en gaan dan eers met vakansie. Ander word verplig om verlof in te sit, maar bly by die huis en doen die tuinroete. Maar meer as een keer het ek gehoor, hierdie jaar het ek myself beloof, ek gaan gesonder lewe. Maar ek het net meer ongesond begin lewe. Ek het ook gehoor, ek het nie my doelwit by die werk bereik nie. En nou is my baas baie ongelukkig met my. Ek weet nie hoe volgende jaar gaan begin nie. Ek het ook gehoor, hierdie jaar was vir ons moeilik. Ons het my ma verloor. Ek het ook gehoor, ek is nog steeds siek. Hoekom het God my nog nie genees nie? En soos wat ek al hierdie dinge hoor, het ek in my gedagtes 'n klomp dinge ervaar. Want ek kyk terug na my eie jaar en ek besef daar's dinge wat ek wou doen, wat ek nooit gedoen het nie, nooit by uitgekom het nie. Ek het vir mense in hierdie jaar gebid, wat nog steeds siek is. En soos wat ek sit en dink aan al hierdie dinge en met die Here daaroor begin praat, kom die volgende by my op. Eerstens, ek is nie alleen nie. Daar is mense wat deur dieselfde dinge gaan as wat ek gaan. En die tweede ding is, die dinge wat nie uitgewerk het nie, wat voel soos hierdie groot gapings, het baie kleiner begin voel toe ek besef dat ek is nie alleen nie. Toe ek besef dat ek hoef nie altyd alles bymekaar te hê nie. En aan die einde van die jaar, familie, is dit goed om terug te kyk, om te reflekteer. Hoekom? Want baie keer sien ons dinge raak, wat ons nie in daardie oomblik raak gesien het, of ervaar het nie. En voordat ons nuwe doelwitte maak vir 2026, is dit nodig om eerlik te wees oor wat het nie gewerk in hierdie jaar nie. Daardie gapings in ons lewens. En uit al hierdie gedagtes, is vanoggend se preektema gebore. Genade in die gapings. Nie net genade oor ons sonde, oor ons tekortkominge nie, maar ook genade wat instaan waar ons eie krag ophou en leeplekke vul wat ons nooit sal kan voltooi nie. En die eerste punt wat ek vanoggend wil maak is, die gaping tussen wie jy is en wie jy wil wees. Nou Paulus kom in 2 Korintiërs 12 en vanaf vers 9 tot 10 skryf hy die volgende vir ons. Lees dit saam met my. Hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, my beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Nou Paulus skryf hier in 2 Korintiërs in een van die mees emosioneel rou en persoonlike seisoene van sy persoonlike bediening. Die gemeente begin om bevraagteken, begin twyfel aan sy geloofwaardigheid. En Paulus antwoord nie deur al sy sterkpunte te noem nie of te wys nie, maar sy swakhede. Net voor vers 8 en 9 skryf hy in vers 7 van hierdie doring in sy vlees. En hierdie doring in sy vlees was waarskynlik nie sonde of fisiese siekte gewees nie, maar 'n menslike teenstander. Soos wat ons kan sien, hy oor praat in 2 Timoteus 4 vers 14. Hier skryf hy vir Timoteus. En hy waarsku hom teer Alexander die koperwerker. Hy sê vir hom, Alexander die koperwerker het my baie kwaad aangedoen. Die Here sal hom vergeld volgens sy werke. Maar wees ook op jou hoede, sê hy vir Timoteus, want hy het ons boodskap sterk teëgestaan. So, dit is waarskynlik waarvan Paulus hier praat. Of 'n groep vervolgers wat sy bediening voortdurend teëgestaan het. Nou, die konteks van 2 Korintiërs vanaf hoofstuk 10 tot 12 ondersteun sterk hierdie bewyse dat die doring 'n vorm van aanhoudende bedieningsteestand was. En dis 'n gaping wat Paulus nie self kon vul nie, 'n gebied waarin God hom nie die uitkoms gegee het nie, maar hy gee hom wel 'n antwoord. Hy sê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Die punt is nie die identiteit van die doring nie. Nee, dit is waarom God dit nie verwyder het nie.
Dit het vir Paulus gekeer om hoogmoedig te word. Dit hou Paulus afhanklik van die Here. Dit demonstreer God se krag deur Paulus se swakheid. Dit herinner Paulus dat sy bediening nie oor sy eie vermoë gaan nie, maar oor God se genade. Paulus wou bevryding hê, maar God het hom eerder draande genade gegee. Wat Paulus eerlik en rou vir ons as die leser hier openbaar, is die feit dat daar altyd 'n gaping gaan wees tussen wie jy is en wie jy wil wees. Daar gaan altyd tekortkominge wees, wat ons gaan swak maak. Of ons dit nou wil weet of nie vanoggend nie, dit gaan al wees. En Paulus wil hier vir ons wys dat gapings open die ruimtes waar God sy karakter wys. Sy genoegsaamheid. Hy is wat jy nie het nie. Sy nabyheid. Hy span sy tent van beskerming oor jou. Sy krag voltooi wat jou krag nooit sal kan doen nie. En sy doel, hy vorm jou en hy beskerm jou van hoogmoed. En God wil vanoggend vir ons elkeen sê, jou gaping, wat voel soos 'n tekort, is juis die plek waar ek wil werk. En genade is dus nie dan God se plan B nie. Dit is van die begin af sy plan A in jou gapings. Die dele van jou lewe vanoggend waar jy sê, ek voel nie sterk genoeg nie. Ek verstaan nie hoe dit gaan uitwerk nie. Ek voel oorweldig. Dit is die dele waar God kom en hy sê, dis presies waar ek wil werk. So familie, die vraag is, gaan ons God toelaat om in daardie gapings te werk? Gaan ons onsself die genade gee om te besef dat daar is gapings en dit is oukei? Want sonder hierdie gapings kan ons nie afhanklik wees van God nie. Besef dit vanoggend. 'n Klomp van ons het in hierdie jaar gevoel dat ek voldoen nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek moet harder probeer. En ek wil vanoggend vir jou sê, juis nou, moenie begin met nuwe doelwitte nie. Begin eerder met 'n dieper aanbidding. Roep uit na die Here vanoggend en laat hom toe om in sy volheid, in sy grootheid, vir jou sy krag te wys. Jou sy genade te gun in daardie gaping waar jy nie goed genoeg voel nie. Die tweede gaping is die gaping tussen wat jy verwag het en wat gebeur het. In hierdie jaar het daar seker dinge met jou gebeur. En dalk het hierdie met jou gebeur, jy beplan. Jy doen jou deel. Jy het hierdie groot verwagting vir hoe die projek gaan uitwerk en dan kom jy projek en dis 'n massiewe flop. En jy voel maar, ek het nie hierdie verwag nie. Of miskien het jy jou finansies so mooi probeer bestuur, probeer spaar, om 'n groot ding te doen, miskien jou huis op te gradeer, miskien op vakansie te gaan. Maar toe kom daar 'n ramp. Dis mediese rekeninge, dis kinders se onbeplande uitgawes en jy voel maar hoe nou? Ek het alles in my vermoë gedoen. Here, hoe nou? Hoe nou? En dit is wat ons noem die gaping tussen wat ons verwag en wat gebeur. En die realiteit vanoggend is familie, dit is vir niemand lekker nie. Ek lees in die week van 'n vrou wat al jare bid vir haar man vir genesing. Hy het 'n velsiekte wat maak dat hy permanent ondraaglike pyn het. En hy het al hoeveel keer vir haar gesê, weet jy wat, los my net. Jy kan 'n beter lewe sonder my, sonder om na iemand daagliks om te sien, want sy moet elke dag sy wonde oopmaak, dit skoonmaak en weer toemaak. En in hierdie artikel skryf die vrou hoe sy al wou opgee. Sy het al daaraan gedink, maar dat sy steeds verwag dat God wel haar man eendag gaan genees. En sy sal nooit op hom opgee nie. En iets in hierdie artikel tref my. Die gaping is daar, die gaping is nie lekker nie. Maar sy bly hoop vind in God en hy gee haar daagliks nuwe krag. Hoeveel van ons sou nie al lank al opgegee het nie? Hoeveel van ons, as ons in 'n situasie was waar ons dalk elke dag vir iemand moet sorg, sou net later opgegee het en gesê het, weet jy wat, ek sit nou hierdie persoon in 'n versorgingseenheid, hierdie is te veel vir my. Die realiteit is, ons as mense eerste reaksie, wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons gedink het dit gaan uitwerk nie, is moedeloos. Ons is kwaad. Ons is hartseer, ons is teleurgesteld. En wat gebeur dan? Ons vergeet dan van God.
Ons wil nie bid nie, want ons voel teleurgesteld in die situasie. Maar die profeet Jesaja kom in Jesaja 55 vers 8 tot 9 en hy sê die volgende. Hy sê, die Here sê, ek dink heeltemal anders as julle. Ek doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Soos die wolke ver bo die aarde is die manier waarop ek dinge doen, ook ver bo die manier waarop julle dinge doen. Hoe ek dink, is ook baie ver van die manier waarop julle dink. Wat Jesaja hier vir ons wil uitwys, is die feit dat God se denke nie gebou is op ons as die mens verwysingsraamwerk nie. Ons as mens dink in terme van onmiddellike beloning, voorspelbaarheid, ons eie gemak. Maar God dink in die terme van 'n ewige doel, karaktervorming, verlossing, sy koninkryk, sy groter plan. En baie keer is ons teleurgesteld want ons probeer op ons eie terme dink oor die situasie. En hoekom doen ons as mens dit? Want die beloning is dadelik. Dis lekker as ons die uitkoms skryf waarvoor ons gehoop het, nie reg nie? Maar God kom en hy praat deur Jesaja en ook vanoggend met my en jou en hy sê, moenie my meet aan logika nie. Ek werk met 'n groter storielyn as wat jy nou kan sien. En familie, 'n diep waarheid vanoggend is dat ons as mens kies altyd die kort pad. Die vinnige pad, die pad wat vir ons sin maak. Maar wat kies God? God kies die vormingspad, die regte pad, die heilige pad, die pad wat baie keer langer is as ons sin, en sy paaie is altyd beter as ons sin, maar nie noodwendig vinniger of makliker nie. So hoe nou? Wat maak ons met al hierdie? Ek wil vanoggend vir jou sê, die uitnodiging vanoggend is om werklik hierdie gaping oor te gee aan God en steeds te kies om ons hoop en ons krag in hom te vind ten spyte van die situasie wat nie uitgewerk het soos wat ons gehoop het nie. Psalm 73 vers 26 sê vir ons: Al gee my kragte in en al sit ek op moedverloorse vlakte, U God is steeds my krag. U is die rots by wie ek altyd weggryp. Ek behoort aan U vir altyd. Kyk nou die postuur hier. Al sit ek op moedverloorse vlakte, in ons konteks vanoggend, al is ek teleurgesteld omdat dinge nie uitwerk soos wat ek verwag nie. U God is steeds my krag. U is die rots by wie ek altyd wegkruip. En om hierdie te kan sê wanneer ons deur 'n situasie gaan wat voel soos die einde, vra vanoggend 'n eerlike en 'n rou oorgawe aan God om te sê, Here, vat hierdie van my. En om hierdie te kan verklaar, vra dat ons as mens ons eie verwagtinge moet neerlê en die plan van God moet vertrou. Die plan wat dalk baie keer voel soos die lang pad, die wagpad, die wanneer is dit nou my beurtpad. Maar Jesus staan vanoggend met oop arms vir jou en my om net in hom te kom rus en daar weer ons vrede te vind. Al lyk dinge om ons deurmekaar, al voel ons dinge werk nie uit nie, sy denke, sy planne is baie hoër as ons denke, sê Jesaja 55. En ek wil jou vanoggend uitnooi om daardie postuur aan te neem en vanoggend al die planne, al jou planne oor te gee in die hande van die een wat jou koers bepaal. Die gaping gaan altyd daar wees. So laat God vanoggend toe om dit te vul. Moenie op jou eie kragte staat maak nie, familie, want dan gaan jy heeltyd leeg voel, die heeltyd donker voel, die heeltyd alleen voel en bly planne maak op jou eie terme en nie op God se terme nie. So ek nooi jou uit vanoggend, kom in daai postuur na die Here toe. Al sit ons op moedverloorse vlakte, al sit ons op die plekke waar dinge nie vir ons uitwerk nie, ons vind vanoggend ons krag in God. Die derde gaping wat ek vanoggend identifiseer, is die gaping tussen ons vrees en God se gees. Nou vrees is 'n groot gaping. Dit steek sy hand diep in ons denke, dit word 'n gewoonte, dit word 'n manier van lewe, en vrees is dikwels 'n reaksie, 'n herinnering aan verlies, 'n beeld van moontlike skade, en vrees vra ons om te fokus op wat kan gebeur, om 'n situasie heeltemal te oordink en reeds die uitkoms te sien wat moontlik nooit gaan gebeur nie. Maar God het 'n ander gees in ons geplant.
'n gees wat nie pas by daardie gaping nie. En 2 Timoteus 1:7 sê dit so. Ek wil dit vanoggend vir jou lees uit die Amplified Classic edition. Dit sê, "For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of a calm and well-balanced mind and discipline and self-control." Die soort vrees waarna Paulus hier verwys in 2 Timoteus 1:7 is die vrees wat jou altyd laat stil bly wanneer jy moet praat. Die vrees wat jou laat wegkruip wanneer jy moet opstaan. Die vrees wat jou aan jouself laat twyfel wanneer God jou geroep het. Die vrees wat jou laat glo jy's te min, jy's te swak, jy's onwaardig. Dit is nie die Heilige Gees se werk nie. Dit is die indringer, die vyand. Hy's 'n leienaar. Die duiwel wat jou wil laat afhanklik wees van daardie vrese. Maar die Gees wat God in ons elkeen geplaas het, sê Paulus, doen 3 dinge in ons. Eerstens, krag. En dit verwys na goddelike bekwaamheid. Dit is God se vermoë in jou om te doen waarvoor hy jou geroep het. En hoe lyk dit prakties? Jy sal nooit die roeping hoef uit te dra in jou eie krag nie. Wanneer jy voel jy kan nie, is dit presies die plek waar God se krag inkom. En krag beteken nie jy voel dalk dapper nie, dit beteken jy gee nooit op nie. Die tweede ding wat hierdie Gees doen is liefde. Agape, God se hart in ons. Paulus sê, die Heilige Gees plaas 'n ander motief in jou. Nie trots nie, nie erkenning nie, maar liefde. En hoe lyk dit prakties? Dis die liefde wat jou dryf om mense te dien, al is dit moeilik. Liefde hou jou nederig, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou naam nie. Liefde hou jou standvastig, want jy doen dit vir wie? Vir die Here, en nie vir mense se applous nie. En die derde ding wat die Gees in ons doen, sê Paulus, selfbeheersing. Dit is gesonde denke. Dis wanneer God se Gees vir ons 'n helder, gebalanseerde, geordende manier gee van dink. En hoe lyk dit prakties? Die Gees gee jou die vermoë om nie in paniek te reageer nie. Hy help jou om jou emosies wys te bestuur. Hy wys vir jou wat wys is en wat nie wys is nie. Hy help jou om nie oorhaastig, impulsief of ongebalanseerd te leef nie. En familie, ek wil vanoggend vir jou sê, vrees hou ons terug van wat God vir ons beplan het. In Eksodus 3 en 4 sien ons hoe God vir Moses roep om die volk Israel uit slawerny te bevry. Vat gou 'n raai, wat was Moses se eerste reaksie toe God hom roep? Toe God vir hom 'n opdrag gee. Jy het reg geraai, dit was vrees. In Eksodus 3 vers 11 sê hy, wie is ek, dat ek na Farao toe moet gaan? In Eksodus 4 vers 1 sê hy, wat gebeur as hulle my nie glo nie, en nie aanvaar wat ek sê nie? Wat gebeur as hulle sê, jy het nie regtig die Here ontmoet nie? En dan kom hy, in Eksodus 4 vers 10 tot 12, weer met hierdie vrees. Maar hierdie keer, hoor hoe antwoord God op. Moses sê vir die Here, verskoon my Here, sê Moses toe vir die Here. Ek was nog nooit goed met woorde nie. Selfs hier waar ons met mekaar praat, hak my tong vas as ek iets moet sê. Wie? Vra die Here hom. Dink jy, maak dit vir mense moontlik om te praat? Wat maak dat party mense stom en ander doof is, dat party blind is en ander weer kan sien? Is dit nie ek die Here nie? Gaan tog nou na Egipte toe. Ek sal jou mond laat praat. Ek sal die regte woorde in jou mond laat kom. So God sê vir Moses, wie maak dit vir mense moontlik om te praat? Ek doen. Wat maak dat party mense stom is, ander doof is, party blind is en ander weer kan sien? Is dit nie ek nie, Moses? En dan die finale opdrag, gaan nou na Egipte toe en glo, vertrou. Moses, hou op vrees. Ek, God, sal jou mond laat praat. Ek sal die regte woorde in jou mond laat kom. En dit is presies, familie, wat die Heilige Gees in ons doen. In ons vrees, in ons denke, is hy die een wat sal sorg dat die regte dinge gebeur. Die regte woorde uitkom. Al wat ons moet doen, is om hom toe te laat.
En Moses se storie eindig in 'n oorwinning. Hy gaan toe na die Farao toe. Hy bevry God se volk uit Farao se hande. En sy vrees het hom aan die begin miskien teruggehou. Maar wat het God gedoen? Hy het so mooi met hom gewerk. Hy het hom ontmoet in sy vrees en hom gewys wie hy hom geroep het om te wees. En miskien sit jy vanoggend met 'n enorme vrees. Vrees dat jy nie genoeg is nie. Vrees vir die toekoms. Vrees vir 'n verlies. Vrees vir verandering. Vrees om alleen uit te word. Vrees dat jou lewe nie gaan uitspeel soos wat jy gehoop het nie. Dan wil ek vanoggend vir jou aanmoedig om werklik nou in hierdie oomblik 'n oomblik te vat en daardie vrees vanoggend vir God oor te gee. In die realiteit is ons almal sit vanoggend met daardie gaping. Ons is nie altyd noodwendig bewus van die vrees nie, maar hy is daar. Ek wil jy besef vanoggend dat vrees is nie van die Here nie. Dit is die vyand se manier om ons neer te druk, om ons onder te kry, weg te hou van Jesus af. En moenie hom vanoggend langer daardie kans gee nie. Want hy kom vanoggend om te steel waarvoor die Here jou geroep het. Kom vanoggend met 'n vrymoedigheid na God toe. Hy wat reeds presies weet wat jou pla, waaroor jy vrees. Maar hy wag vanoggend vir jou om dit oor te gee sodat hy vir jou die vrede kan gee wat alle verstand te bowe gaan. Staan vandag op sy waarheid. Elke keer as die vrees kom, maak dit stil met sy woord, want so oorwin ons daardie vrees en laat die Heilige Gees toe om jou te lei, die regte woorde in jou mond te sit, sodat jy vandag daardie situasie, daardie vrees kan en gaan oorwin. En ek wil vanoggend afsluit met die volgende. Filippense 4 vers 6 tot 9 sê vir ons: moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is, en leef volgens alles wat julle van my geleer het, hoorgeneem het, gehoor en gesien het. Dan sal God wat vrede gee by julle wees. Familie, mag ons elkeen vanoggend hierdie vers toepas in ons lewens. Mag ons gedagtes vul met alles wat waar is, met alles wat lofwaardig is, en in so 'n manier begin lewe dat ons Christus se voorbeeld volg en hom verheerlik. Want dan, wat gebeur dan? Dan sal vrede ons lewens vul. So wanneer jy vandag hierdie video afsit, wanneer jy vandag uit YouTube uitgaan, moet jy een ding weet. Ons gapings is nie die plek waar God afwesig is nie. Dit is die plek waar hy sigbaar word. In jou swakhede wys hy jou sy krag. In jou teleurstellings wys hy sy hart. In jou vrees wys hy dat hy is naby jou. En die uitnodiging van God vir jou is nie maak jouself heel nie. Die uitnodiging is bring jou gapings, dan wys ek vir jou my genade. So voor jy planne maak vir 2026, voor jy nuwe doelwitte begin neerskryf, voordat jy probeer regmaak wat gebreek voel of wat stikkend is, kom rus eers. Kom lê die gapings neer. Kom gee God die dele waar jy voel jy misluk het. Kom gee hom die dele waar jy bang is. Kom gee hom die dele waar jy moeg voel en moeg is. Want die waarheid vanoggend is, waar jy eindig, begin God. Waar jy leeg is, vul hy jou. Waar jy vrees, spreek hy vrede. Waar jy breek, bou hy jou op. Ek wil jou vanoggend uitnooi, nie om harder te probeer nie, maar om dieper te vertrou. Nie om meer beheer te neem nie, maar om meer oor te gee. Nie om jou gapings weg te steek nie, maar om hulle oop te hou, sodat jy sy genade kan sien daarin invloei. En mag sy vrede jou dra, mag sy krag jou vul, mag sy gees vandag jou lei, en mag sy genade elke gaping vul, nou en in die nuwe jaar wat kom. Dit is werklik my gebed vir ons elkeen vandag, is dat die Here jou in jou gapings sal kom ontmoet. Familie, kom ons bid saam. Vader, vanoggend is ek net so dankbaar vir u woord.
U woord wat so wonderlik is. U woord wat ons opbou, u woord wat ons stig, u woord wat ons dra. Here, dankie vir hierdie boodskap vandag. Here, om te besef dat ons het gapings. Daar's gapings in ons lewens, Here, maar dis nie mislukkings nie, Here, dis juist die plekke waar u ons afhanklik hou van u. Here, ek dink vandag aan mense wat sit en wag vir antwoorde, wat vandag leeg voel, wat vandag in situasies vasgevang voel, waar hulle voel, dit is werklik die einde. Here, juist daar wil ek kom bid dat u deur u Gees vanoggend, soos wat hulle hierdie woorde hoor vanoggend, hulle sal kom ontmoet in Jesus naam, dat u hulle sal vul met meer van u, dat u hulle vandag sal dra na 'n plek van u geregtigheid, van u seën, van u liefde, van u genade, dat hulle sal sien hoe u hulle gapings vul met u genade. Dis my gebed vandag, Here, dat ons elkeen dit sal ervaar, en dat ons elkeen dit sal sien. Help ons nou, Here, soos wat hierdie jaar tot 'n einde kom. Mag ons voordat ons groot doelwitte neersit vir 2026, werklik net 'n oomblik vat om ook te rus. Werklik 'n oomblik vat om stil te word en eers by u te hoor, en dan te gaan en planne te maak. Mag ons leer uit die dinge wat hierdie jaar gewerk het, en mag ons volgende jaar met 'n nuwe energie aanpak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat hom dalk moet hoor. Maar baie dankie dat jy vandag so saam met ons gekuier het. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê in Jesus naam. Amen.